grafiese voorstelling. So hulle sê vir jou 'n vraag, dan kan ek jou onthou of dit by die luister was nie. Die vraag sal of sê grafies of hulle sal sê deur 'n akkurate skets of hulle sal sê wat is die ander woord wat ek gebruik? En jy onthou dat jy huiswerkies anders gesê het. Bepaal grafies. Ag, dan kan ek nie onthou wat daai woord is nie. Dit is nog 'n woord wat hulle sê. Ag, dan kan ek glad nie onthou nie. Anyway, grafies. Nou moet jy teken of jy gaan dit moet kan bereken, soos oplossing 2. Okay? Nou, julle het al met wiskunde sin kos en tand gedoen? Ja, maar julle het nog nie die sin driehoekreël gedoen nie. Julle weet nie wat julle nog nie gedoen het, so julle weet nie wat julle nie weet nie, maar julle het dit nog nie gedoen nie. Julle doen dit eers aan die einde van graad 11. So vir daai rede, julle het nog net sin kos en tand gedoen wanneer julle met 90 grade, waar daar ergens in die driehoek 'n 90 grade hoek is. So vir daai rede gaan ons net met 90 grade hoeke werk as hulle ooit vir jou sê bereken. Okay, so as daar sê bereken, dan moet jy weet, ergens is daar 'n 90 grade hoekie. Okay, so wat moet ons nou hier bereken? Dis nou dieselfde vraag as hierdie ene. Die meisie wat 100 meter wesloop, ek het hom verkeerd geteken. 100 meter wesloop en toe, so van A na B, daar is dit 100 meter en toe noord 50 meter na C toe. En nou vra ek vir jou, bereken dit. Okay, so hierdie is dan nou 'n driehoek, nee? En sy het eers wes en toe noord geloop, wat beteken daai is 'n 90 grade hoekie en die resultant in daai hoekie gaan daar wees. Reg? Hoe bereken ons die resultant van 'n driehoek met 'n 90 grade hoekie waarvan jy hierdie het en daardie het, Tian? 'n driehoek met 'n 90 grade hoekie en jy soek hierdie skynsy Pythagoras. Okay, so ons gaan sê r kwadraat is 50 kwadraat plus 100 kwadraat. En dan as jy r uitgewerk het, joh, Misha? Is dit Misha? So begin met 'n M. Nee, wag, jy het doen gesit. Renai. Hoe bereken jy daai hoekie? Ag nee, nie hoe nie. Bereken hom met jou sakrekenaar, asseblief. Wat my sakrekenaar nie, dis 'n probleem. Wat kry jy? Ek kry 111,8033 nou. 80. Okay, ons rond net af 2 desimale, né? En hierdie was meter geweest, ons het gestap meter en meter. Nou is my vraag. Dis Mia? Nee. Ja. Hoe gaan ek daardie hoekie bereken? Bereken, jy kan nie jou gradeboog gebruik nie, bereken. Wat doen julle nou in wiskunde? Het julle al begin met wiskunde? Wat doen julle nou in wiskunde? Ja. So jy het nou onthou van laas jaar. Okay, kom ons gee gou vinnig 'n recap. So ek gaan terugkom met my vraag na jou toe. As ons hier 'n driehoek het, né? Nee? Kom ons sê daar's 'n hoekie en daar's 90 grade. Dan het ons hierso die skynsy aangrensend en sê jy T vir teenoorstaande. Teenoorstaande. Okay, om daai hoekie uit te werk, kan jy of gebruik sin. Sin is mos aangrensend oor skynsy, of jy kan gebruik cos wat teenoorstaande oor skynsy is, of jy kan gebruik tan wat aangrensend oor teenoorstaande is. Nee, andersom. Ag, ek so bly julle is wakker. Teenoorstaande oor skynsy, aangrensend oor skynsy, teenoorstaande oor aangrensend. There we go. Okay, so
Jy onthou hom? Julle moet hierdie ding ken soos die palm van jou hand, nie soos ek nie. Okay, want jy gaan hom gebruik tot vervelings toe hierdie jaar en volgende jaar. Die hele tyd, oor en oor en oor en oor en oor. Okay. So, Tismia, hier so as ek daai hoekie wil gaan uitwerk. Wat gaan ek gebruik? Tan. Okay, sê goed, tan theta is dan 50 oor 100. Nee? En dan, jy's Misha. Yes, Misha. Wat is theta? Hierdie gaan 'n probleem wees. Sê weer? Okay, jy het nie uitgewerk wat ek gevra het. Ek soek vir theta. So wat het jy? Jy het nog net daai uitgewerk, maar dan moet jy mos op die sakrekenaar druk shift tan en dan 0.5. Ja? Ja, ek sê reg. 26, so 57. Okay, grade. Maar het julle almal dit gekry? Ja? Julle almal julle sakrekenaar uitgehaal en dit ingetik? Want Misha gaan nie langs jou sit in die eksamen nie, hoor. Jy moet dit self kan doen. Okay. Goed, so, nou is die vraag wel. Daar is nou die hoekie van daai theta, maar toe ons daai rigtings gedoen het, was dit of in 'n reguit lyn, ons is nie nou daarmee besig nie, of van die 0 grade lyn af, of van noordoos suidwes af. Okay, so, Irwin, wat se rigting verwysing wil jy gebruik? Jy kan enigiets sê, jy hoef niks te dink nie, jy kan net sê jy wil dit aan. Hæ? Okay, so jy wil noordoos suidwes daarin gebruik. Okay, so nou, Himera, moet jy dit toepas. Okay, so kom ons kyk gou waar is ons. Hy het nou uitgefigure dat daai hoekie is 26, nie, Misha het, 26,56 grade. En hy het gekies, ons nou werk van noordoos suidwes af. So daar is noord, oos, suid, hierdie kant is wes. So, met daai hoekie as 26,57 grade, vra ek jou nou, is hy nader aan wes of nader aan noord? Nader aan wes. Okay, so as ek nou hierdie twee goeie saam sit, gaan ek sê reg. Die resultante vektor is grootte 111,8 meter at 26,57 grade noord van wes. So hy is meer wes, maar hy is nie helemaal wes nie, hy is soveel grade noord van wes. Was fout, Ethan? Nee. Onthou, as jy nie weet nie, en jy vra nie, bly jy dom. Maar as jy vra, dan word jy slimmer. Wil jy niks vra nie? Goed, kom ons kyk gou naby was ons in die vorige keer. Ons het hierso gesien, ons het gekry 112 meter, soos ons lineale gebruik het en alles. 112 meter is redelik naby aan 111,8. En ons het gekry 26 grade noord van wes en hier is 26,57 grade. So ons het nogals goed gedoen. Okay, volgende ene sê vir jou. 'n Sweeftuig vlieg 38 km in 'n rigting van 130 grade van A na B. En dan, 50 km in 'n rigting van 30 grade na C. Bepaal grafies sy resultate vir plasing en dan sien jy daar is 'n skaal wat vir jou gegee is. Nou kan ons nie net begin wegval en begin teken nie. Okay, ons moet beplan. Begin ons aan die linkerkant van die bladsy, bo, onder, waar begin ons? Okay. So, as ons kyk, sê reg, kom ek maak hierdie vir my verwysinglyn. Dan sê hulle vir jou 130 grade. Nou weet ek, daar's 90 grade. Daar's 180 grade. So 130 grade is hier ergens. Nee? So 130 grade is min of meer daar en hulle sê vir my ek gaan daar vlieg so. So hy daar gevlieg en dan beteken daar waar ek eindig is my nuwe beginpunt. Okay? So nou moet ek weer daar 'n 0 grade lyntjie gaan trek.
En dan vlieg hy wat 30 grade. So as hierdie my beginpunt dan weer is, hierdie is 0 grade, daar is 90 grade, so 30 grade is daar min of meer. Okay, so dan gaan hy daar vlieg. So my resultante verplasing gaan wees van my beginpunt tot my eindpunt daar. Okay, so julle met my. Goed, kom ons gaan doen hom dan nou. So ek sien ek kan aan die heel linkerkant van my bladsy begin en dan gaan ek dit dus so doen. So jy teken jou 'n verwysinglyn. En daar, so julle kan sien ek maak 'n kolletjie daar waar ek begin. Maak ek 'n kolletjie vir myself en dan gaan ek vanaf die middel van die kolletjie ver. Okay, jy sien is 'n stippellyn, 0 grade en dan my eerste ene is 130 grade. So ek gaan nou my gradeboog hier neersit, so neersit. En dan gaan ek afmeet 130 grade. So jy sit jou gradeboog so neer. Daar. En jy meet af 130 grade. Onthou dat jy begin met jou kruisie daar op daai kolletjie is. Daar is hy. Okay. En hoe lank moet hierdie lyntjie wees? Dis 38 km en die skaal is 1 tot 10. So dit moet dan wees 3,8 cm. 3,8 cm. Nou seker maak jy liniaal gaan deur die kolletjie, maar jy hoef nie 'n lyntjie te trek tot en met die kolletjie nie, né? Okay. 3.8. En ek maak seker my pyltjie is daar. Ek moet 'n pyltjie teken, maar ek maak hom mooi en hy maak nie die lyntjie langer nie en. Dan begin ek met 'n nuwe verwysinglyn. Want dit is dan nou waar hy geëindig het daar. Daar is my verwysinglyn. Liggies in potlood teken jy hom. En nou, wat is die volgende een wat ek moet teken? Ek moet teken 50 km, wat beteken hy gaan 5 cm lank wees, né? En nou moet dit teen 30 grade wees. So jy sit jou gradeboog daar neer, so. En 30 grade is omtrent daar. En nou mooi op die beginpunte begin. Daar het ek my 30 grade lyntjie en dan moet hy 5 cm lank wees. Is julle altyd so stil of is julle net stil in hierdie klas? Ons fokus. Okay, dis goeie nuus. Okay, nou moet ek my resultante vektor gaan inteken. Ek teken dit met 'n ander potlood net sodat julle dit duidelik kan sien, maar in 'n toets of eksamen bly jy met jouselfe kleur. En hy is van die beginpunt tot die eindpunt. Nee, so van die beginpunt tot die eindpunt 'n reguit lyn. Juffrou moet hy pyltjies kry. Ja, want dit is 'n vektor. Alle vektore moet pyltjies hê. Okay. So hierdie ene was wat? Ons sou eers noem. Okay, so ek gaan nou mooi dit hier langsaan net neerskryf. Dat ek nie my prentjie voel vir my is 'n bietjie beknop. Okay, so jy label hom R en dan sê jy goed, R is wat? My R is, sure,
5.7? So 5.7 centimeter, so ek gaan op maal met 10, so is 57 kilometer. Wat is fout? Nee, vir ek vind dit interessant dat dit so akkuraat is teenoor ons wat van die boeke en dan van die... My bladsy hou ek net op dieselfde ingezoom. Ja. Okay. En dan kort is daai hoekie. Okay, so ek sit my gradeboog onthou, dis van die beginpunt af. So ek sit my gradeboog daar neer en ek gaan daai hoekie gaan afmeet, daai ene daar. Okay, want dis van die 0 grade lyn tot by die resultaat die ons ondersoek. So, 71. 71 grade. Ja, Ek dink eintlik was nie dit eintlik te meet nie. Want dit is van die jy weet die ene. ja, ek het gesien jy het dit 2 keer gedink voordat jy praat. Okay, is daar enige vrae? Okay, nou gaan ons na die volgende metode toe gaan. Die parallelogram metode. Waar trek ek met my vrae? Louis. Okay, Louis, in wiskunde, wat die ding is 'n parallelogram? Ja, is twee lyne parallel aan mekaar. Net 2 lyne. Dit kan twee of meer wees, maar Ja, net 2 lyne wat parallel is met mekaar is 2 parallelle lyne. teenoorstaande. Wat? Ja. Dit is 'n reghoek waarvan die teenoorstaande sye parallel is met mekaar. Ja? Okay. So, wat beteken dit eintlik vir ons hierso? As ek nou hierna kyk. Hierdie 2 lyne word presies ewe ver van mekaar af gesny. En dit beteken toe julle dit gedoen het in graad, ek dink 'n ondersoek in graad 8, parallelogram, ek weet nie, ergens, het jy gesien dat hierdie sy en hierdie sy is ewe lank en hierdie sy en hierdie sy is ewe lank. Okay, dis wat ons weet van parallelogramme. Goed, nou hoekom word hierdie parallelogram metode genoem? Dit is wanneer ons die resultant wil bepaal, wanneer vektore gelyktydig op 'n punt inwerk. Okay, soos byvoorbeeld, jy moet aan die ander kant van die Vaalrivier kom, en dit het baie gereën, en die Vaalrivier is in vloed. Okay, so daar is die oewer van die Vaalrivier, of 2 oewers, jy is hier, jy wil graag daar uitkom. Okay, en die Vaalrivier vloei so. Is julle met my? Kan jy net oorswem? Nee, want soos wat jy swem, so neem die stroom jou. So jy gaan op jou einde daar eindig. So 2 goed gebeur gelyktydig. Jy swem en die rivier vat jou. So dit gebeur gelyktydig, so ons gaan dan met behulp van die parallelogram dit op dieselfde punt laat begin. En dan gaan ons kyk wat is die uiteinde. Kyk, julle met my. Ja? Klein storieetjie. So ek het 3 kinders. My oudste kind is nou graad R, soos julle gesien het. En hy is nou het 'n obsession met die Vaalrivier. So hy vra die hele dag lank, kan ons 'n Vaalrivier in ons tuin maak? Elke dag. Wanneer kan ons die Vaalrivier maak? Dis nie ou, nooit ooit in my tuin nie, maar anyway, so elke keer as ons die rivier, dink ek aan hy. Ja? Moet ons by die vorige oefening, daar na die 71 grade, moes ons 'n rigting... Nee, want dit is van die 0 grade lyn af. So as jy nie 'n rigting bysit nie, dan neem dit aan, dit is van daai verwysing 0 grade lyn af. En dan wanneer sit jy die noord? So as jy dit wou doen, dan sê jy nou hierso gesê het 71 grade oos van noord, want jy het van noord af begin en toe oos gegaan. O, so dis eintlik, kon jy dit ook bysit as jy wil? As jy sou wou, ja. Okay. Okay. Goed, so hier sit ek 'n hele verduideliking, hier sien ons die YouTube link ook as jy nie verstaan nie.
Maar wat ek basically daar vir jou sê is, ons gaan die vektore teken, wat nou op 'n voorwerp inwerk, maar met dieselfde beginpunt, vanaf dieselfde beginpunt, en dan gaan ons die parallelogram voltooi. So ons gaan sê net maar teken, as ek nou hierna verwys, ons gaan sê net maar teken daai ene en daai ene. Maar wat weet ons met die parallelogram, dat daai sy en daai sy ewe lank is. So dan gaan ek hierdie sy gaan copy daarbo. En dan gaan ek hierdie sy gaan copy daai kant. En dan die resultant is waar daai twee mekaar ontmoet. OK. Ons gaan dit baie oefen. Goed, so ons gaan hulle almal gaan teken en dan die hoeklyn of die diagonaal is die resultant van die twee vektore. OK. En hulle sê vir jou as jy 3 of 4 vektore het, dan gaan jy net hierdie proses herhaal. Alright, hierso is nou die swemmer en die rivier. So ons kyk gou, dit sê 'n swemmer wat oor 'n 40 meter wye rivier swem, word 30 meter stroom afgedra deur die stroom. OK. Nou het ek nie vir jou 'n prentjie hierso geteken nie, so ons gaan nou net ons eie prentjie maak. Dit is almal van dieselfde punt af werk. Kom ons sê daar is die rivier se die oewer van die rivier, die twee kante. En hulle sê af met die stroom gedra, so kom ons sê die rivier se stroom loop so. OK. Hulle sê vir jou watter inligting. Dis 'n 40 meter wye rivier. So van daar tot daar is 40 meter. En hulle sê vir jou jy word 30 meter stroom afgedra. So soos wat jy swem, in daai 40 meter word jy 30 meter afgedra. Nou sê hulle hier is die ander woord wat ek gesoek het, deur konstruksie. So in plaas van grafies, kan hulle ook vir jou sê konstruksie. OK. Deur konstruksie, grafies, of berekening bepaal sy verplasing vanaf sy beginpunt, soos wat hy die teenoorgestelde bank bereik. OK, so jy kan sien daar, ons gaan hom grafies bereken en ons gaan hom gaan bereken. OK, is goed. So grafies eerste kort ons 'n skaal. Nou, hier is maklik, is 40 en 30, so ek dink gaan ons die skaal 1 tot 10 maak, gaan julle genoeg plek hê. So ons skryf daar vir onsself, skaal is 1 cm is 10 meter, en ek onderstreep hom. Ons het ons prentjie so geteken, dat ons links bo in die hoekie kan begin, want ons gaan regs en ons gaan af. So, my verwysinglyn wat ek myself teken, gaan ek sommer daar my kolletjie maak. Ok, hierdie is super maklik, want dit is regs en dit is af. So, nie rocket science nie, regs is 40 meter, so dit is 4 centimeter. Ok, en af is 3 centimeter. Oepsie. Ok, nou hierdie is die maklikste deel. Nou moet ons ons parallelogram voltooi. So, nou kort jy jou passer. Ja? Nee, passer het nie, vra vir die persoon langs jou, agter jou, voor jou. Whatever. Kijk. So. Jy het nou geteken. Hierso. Was lelik. En hierso. Nee? Nou wil ons die parallelogram voltooi, so ons wil hierdie sy daar kopie en ons wil hierdie sy daar kopie. Nou, party mense het jy oorneem of wat ook al, jy kan net hierdie goed sien, maar party mense sukkel regtig erg. So as hierdie nie vir jou maklik is nie, dit kom nie vir jou natuurlik nie. Sê vir jouself jy moet twee sye kopie. So ek wil hierdie ene daar kopie en ek wil hierdie ene daar kopie. Ek teken net vir jouself so klein verwysinglyn dat jy weet jy mik na hierdie punt toe. Jy vat nou jou passer en jy meet hom af, daar jy begin met en dan meet jy daai sy af. OK? As jy dit gedoen het, tel hom op
en jy wil hom daar gaan kopie. Okay, so ek gaan weer wys. Ek wil daai sy hê. Okay, so ek gaan met hom af, tel op, sit hom daar neer, en dan maak jy 'n halwe maandjie daar, met jou pen, so foto. Okay, dan wil jy hierdie sy gaan kopie, so jy sit hom hier neer. Waar wil ek hom kopie? Daar wil ek hom kopie. Jy sit daar en dan maak jy 'n kruisie daar. Okay, wie het ek verloor? Okay, die van julle wat dit het, daar waar die 2 kruis van die beginpunt tot daar trek jy 'n streep. Okay, ons gaan dit staan. Berekening, daar was 'n calculation oplossing 2. Dan gaan bereken. Nog iemand? Ja. Ik heb dit nog niet getekend, ik heb het pas erin. Als je hem toch getekend hebt, dan weet je wat. Okay, goed, nou sien ek 'n bietjie eenvoudige goeders. Ag nee, eenvoudig nie, interessant. Jy hoef nie die hele parallelogram te voltooi. Jy gaan nie die soliede lyne maak nie. Maar bly stippellyne, dis net jou referent van waartoe moet jy. En dan jou resultant gaan van hier uit met 'n liniaal tot daar wees. Okay? Ja, goed nie? Jy hoef nie die reference lyne teken nie. Nee, jy hoef nie. Net party mense sukkel om dit in te sit. So dan is dit makliker as jy dit doen. En jy hoef nie. Okay, so jy dan nou jou gradeboog gevat, myne gaan nou nie, ek het nie grade, ag nee gradeboog nie, 'n passer, wat ek op hierdie skerm nie kan prentjies teken nie. So daai en daar, toe het ek 'n lyntjie gemaak, en toe kopie ek daai en daar, en ek maak daar 'n lyntjie, so daar waar daar 2 kruis, dit is waar my resultant is, so dit is my resultant, is van my beginpunt tot waar die kruisie is, so daar, o, jenetjie toch.
Daar is my resultant. Daar. Okay. Hoe lank is myne? Ek dink is 5. 4 punt? Okay, so ja, nee 4.9 sal aanvaar word. Maar dit beteken of jou potloodpunt is stomp of jou verwysinglyn is verkeerd. Okay? Hier is 'n goeie toets vir jou of jy reg kan meet, want ons almal weet met Pythagoras se teorie wat jy in graad 7 gedoen het. Al gedoen het. Pythagoras se teorie is 'n driehoek van 'n 3 en 'n 4 gee vir jou skuins van 5. Ja, dit is hoe jy Pythagoras geleer is, dink ek. So nou, die resultant kry jy as 50 meter. Nou kort ons die hoekie. Het jy hom geteken, het jy hom reg geteken? En ek moet hier julle huiswerk boek skryf as jy met wat kom gaan hê. Dit is mooi. Jy teken nou. Daai moet 4 wees, daai moet 3 wees. Perfect. Dis die plek wat ons was. Ja, as jy terugkom, dan moet jy vir ons ding doen. Ja, jy moet die boek saam maar gaan hol. Ek is bang. Alrighty. 50 meter, nou kort ons 'n rigting. So nou het jy 'n paar opsies wat jy kan doen, maar as ek julle sou ek my gradeboog daar gesit het, 'n goeie toets vir jouself, is daai 90 grade op jou gradeboog. En dan kyk jy wat is daai hoekie. Okay, kom ons kyk of ek hom kan kry. So, ek kry, maar ek dink nie myne gaan reg wees nie. 127. Dit is baie tyd. 127 grade. Ek soek daai hoek. Okay, so 127 grade, wat beteken dit? Daai hoekie is 90 grade, want dan beteken hierdie ene is 37 grade? Ja, 37 grade. Okay, nou, dames en here, in wetenskap en in die lewe, is dit ook goeie maniere om te beantwoord in die manier wat hulle die vraag gevra het. So het hulle hier gesê, jy is besig om te vlieg ergens heen. Nee, so jy gaan dit in die lugvaart gebruik nie. Jy is besig hier met die rivier en die rivierbank en al daai tipe dinge. Okay? So eintlik moet ons sê vanaf die rivierbank. Okay? So hier is my rivierbank. So vanaf hom kan ek dit sê of ek kan so sê vanaf hom. Okay. So ek gaan net sê daar is 127 grade, so daar is my rivierbank. So gaan hy. So gaan ek sê sê kloks gewys vanaf rivierbank. Okay, so ek het my rivierbank as verwysing gebruik en kloks gewys 127 grade vanaf hom. Okay, kom ons kyk gou as ons hom gaan uitwerk, gaan bereken, weer eens daar en wat ook al daar gaan ek so met 40 oor, hier is 'n 30 wat hy my afvat, dit maak 'n 90 grade hoekie, 90 grade hoekie, kom ek zoom net gou in. My resultant is nie daar nie, né? My resultant is daar. So nou moet ek kies en wat se driehoek gaan ek werk, want eintlik het ons mos nou hier, oepsie, hier het ons mos ook 'n 40 en hier het ons ook 'n 30. Okay, so dit maak nie saak, jy kan enige driehoekies, dit is presies dieselfde driehoek, kom ek sê ek is die onderste ene, so 'n 90 grade hoekie. So as ek R wil gaan uitwerk, dan gaan dit met Pythagoras wees, né? So R is 30, dis 40 square, sekere R as 50 meter. En nou wil ek 'n hoekie gaan uitwerk, so ek het nou hierdie onderste driehoek gekies. So kom ons sê ek maak daai hoekie nou theta. Okay, so ek het
teenoorstaande oor aangrensend, so dit is tan, die tan van theta is 40 oor 30, en m, nee, WJ, wat kry jy met jou sakrekenaar? Want hier is my beginpunt. En ek gaan nou my rigting vanaf my beginpunt moet gaan bepaal. 53,13. Kry julle ander dit ook? Julle hom gecheck. Okie. Maar ek kan nie daai gebruik as van waar af is die nou. So ek kan of nou sê goed, ek weet van daar af is 180 grade tot daar. So dan kan ek minus, daai hoekie minus. En dan kry ek daai hoekie vanaf die beginpunt. Of ek kan sê, wag, hierdie is ook die rivierbank. Maar nou gaan ek nie kloksgewys met die rivierbank, nou gaan ek anti-kloksgewys met die rivierbank. Is julle met my? So ek kan sê 53,13 grade anti-kloksgewys. Vanaf rivierbank. Plesier, voel jy beter? Dis bly. Op jou lesenaar. Is julle reg? Okay. Goed, wanneer lui die klok, weet julle? Die klok lui, nog nie wegpakkie, eers vir 15 minute, okay, ek kan nog hier nog verduidelik. Goed, die volgende sê, 'n vliegtuig vlieg oos teen 160 km/h, terwyl daar is jou clue, dit gebeur op dieselfde tyd. Terwyl daar 'n suidweste wind van 60 km/h waai. Wat sal die vliegtuig se resultante snelheid wees as die loods geensins vir die wind kompenseer nie? Okay, so hy neem nie die wind in ag nie en die wind waai hom obviously van koers af eintlik. Okay. Beplanning. Hy vlieg oos teen 160 km/h. So daar vlieg hy. Oos. 160. Nou sê hulle vir jou 'n suidweste wind waai. Ons het hieroor gepraat. Les 1. 'n suidweste wind waai. Lara. Libbe. Weet jy vir my wie in die regte egte lewe waar is noord? Oh my word. Ja, dis heeltemal reg. Okay. Kailien, sê vir my, as ek vir jou sê 'n suidweste wind waai, waai dit vanaf die suidweste of waai dit na die suidweste? Vanaf die suidweste. Was jy, ek dink jy het so een les wat jy afwesig was. Could be. So as dit is 'n suidweste wind waai, beteken dit kom vanaf die suidweste en dit waai na die noordooste. Okay, so as ek vir jou hier sê 'n suidweste wind waai, dan beteken dit waai noordoos. Nou moet jy vir my sê, juffrou, noordoos, ek het hom nou, maar my hoekie, wat is my hoekie? Detail. As daar nie 'n rigting is nie, dan is dit smack bam in die middel. 45 grade, 45 grade. Okay, so as daar nie 'n rigting vir jou gegee is nie, suidweste wind waai, dan kan jy aanneem, daai is 45 grade, 45 grade. Okiedoks, so ons sien hom nou daar, reg is oos, 45 grade, shap. So waar gaan my resultant lê? As jy dit nie dadelik kan sien nie, of jy is nie so goed in vryhand skets teken nie, onthou, ons gaan nou 'n parallelogram teken waarvan die sye ewe lank gaan wees. So ons gaan daai ene, daar kopie, 160, en daai ene, daar kopie. Okay, en my resultant gaan wees waar daai twee mekaar ontmoet. Right, so nou weet ek waar om te begin op my bladsy. Links,
bietjie afer. Okay, so ek gaan vir my verwysinglyn trek. Nee, daar verkeerd. Hæ? Oei, shit, ja nee. Wag, wat? Dit is reg. Juffrou, ons het klokter op ons kop gekry. Dus sê dit. Oei, dis wanneer die periodes begin. Okay, ja, tjie. Jy het huiswerk. Jou huiswerk is vraag 5, vraag 6. Ek gaan net hier so kyk. Nie vraag 7 nie. Vraag 8, maar daar's 'n catch met vraag 8. Okay, so jy gaan hom probeer. En dan vraag 9. Vraag 10. Nee, ja, hulle.